7 April, lesing 1:2:1 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons is nou by hoofstuk 2:2:3, die natuurlike ordening van die wêrelde of van die planete. Ek het dit nou nie genoem gister nie, maar Karen voel nie te lekker nie en dan vandag is sy ook betrokke by die pensioene van die ou mense. So sy sal weer volgende week haar beurt kom neem. Ons gaan dan aan met die Johannes Evangelie boek 3. Nou, die ordening van die planete of die wêrelde. Nou sê Mirel, die ou wat nou so skepties was en gesê het, hoekom is ek op die wêreld en ek het nie gevra om hier te wees nie, so ek skuld God niks nie. Sy oë is nou deur Philip op, in die vorige lesing het hy hom redelik sy oë laat rek en nou is hy so dankbaar. Wat so wonderlik is vir my, dat mense wat hier genoem word deur Yeshua, wat ver van hom was, wat hom eintlik vyandig gesind was, die oomblik as hulle die waarheid hoor, dan draai hulle, en hulle is so dankbaar. En ek weet nie wat gaan vandag in hierdie moderne tyd aan nie. Jy kan die waarheid vir mense gee tot jy blou in jou gesig is. Hulle aanvaar dit net nie. Hulle kap jou in jou persoon, hulle bring allerhande argumente na vore, behalwe iets wat sin maak. Want waarheid kan enige kritiek deurstaan, maar dan moet jou kritiek ook gebaseer wees op 'n redelike basis, al was dit 'n verkeerde lering wat jy mee groot geword het in die kerk. Maar nou kom die mense, ja, maar julle is so, julle dogter van Sion maak so. Het gaan nie oor wat ons doen nie, dit gaan oor of die woorde wat ons vanoggend gaan lees, deur Yeshua vir ons gegee is. Dis waaroor dit gaan. En of die kennis wat ons nou daaruit bekom, wat die waarheid is, want hy is die skepper van alle dinge, selfs van daai verre sterre wêrelde. Hoe anderste kan ons dan hierdie kennis kry? Want geen ander mens kan dit vir ons op aarde gee wat nie hierdie kennis het nie, want hulle was nie daar nie, en hulle was nie by met die skepping nie. Maar tog sê jy dit vir hulle, ja, ek glo dit nie. Dis 'n klomp vieslike woord, skryf hulle daar op my Facebook blad as ek nou van Bertha dat opsit. Is 'n klomp ontlasting. Hoe blind is jy as jy die ware woord wat jou net maan tot liefde. Selfs hierdie woorde maan ons net tot liefde vir die skepper wat so 'n groot heelal gemaak het, geskep het en nog steeds wil hê dat ons klein nietige wesens hom moet lief hê en hy wil in jou hart kom woon. Ek wil dis die ondenkbaarheid vir die menslike verstand. Maar die menslike hart kan dit verstaan, want ons is geskape na sy beeld, as skeppers in die kleine, om eendag in die groote te gaan skep. Hierdie wêrelde wat nou van gepraat word en in die vorige lesing, hy sal jou uitstuur, wanneer jy by hom is in die hoogste hemele, sal jy een oggend, dis 'n huis waar jy in woon saam met miljoene ander, en daar's kennisgevingborde, en jy kyk elke oggend op jou kennisgevingbord, wat moet jy gaan doen? En dan gaan daar staan, Dirk, my seun, jy moet na die rigting gaan, na daardie heelal sweer, daardie koördinaat, en skep vir my 'n wêreld, 'n hele planeet, met plante, minerale, water, diere, en mense, na jou beeld en gelykenis, maar met my krag. Kan ons dink wat ons weggooi as ons nie vir Yeshua liefhet nie? Hy is die hoof van daai huis se naam is die Nuwe Jerusalem in die hemele. En hy bestuur daai huis, en almal is vir hom lief in daai huis. Maar hier op die aarde, wil ons nie eers sy woord nakom nie. Praat nie eers van die mense wat so vyandig gesind is teenoor hom nie. Dis asof die hele wêreld nou in 'n versnelde haat
teenoor die ware Yeshua Messias begin kom. As hulle hom nie van kleur kan verwissel nie, verwissel hulle sy aard, maak hulle hom 'n Jood, wat nie waar is nie, want hy was 'n ware Judeer uit die stam van Juda, wat lankal nie meer in Israel, in die grondgebied Israel is nie. So, ons moet maar net vas staan in hierdie woorde, maak dat ons hom beter ken, ons kry meer insig in sy skepping, en daarom kan ons hom ook meer lief hê. Dit is soos 'n huwelik met 'n meisie, sy ontmoet die man, en sy raak baie lief vir hom, maar sy hoor, hy het baie eiendomme, besighede, plase. Wat is die natuurlike? Ag, hoorie man, vat my bietjie na hierdie plek toe van jou, ek wil graag sien hoe lyk dit. Dan vat my na daardie plek toe, wys my. Dit is 'n natuurlike uitvloeisel van die liefde, is om die grootheid van die Skepper te wil ken. En daarteenoor gooi hulle elke keer die argument. Die Bybel is genoeg. Dis waar staan dit in die Bybel? En mense wat so redeneer, kom nie agter dat hulle eintlik die mees roomsgesinde mense is wat daar is. Want die Bybel is saamgestel deur die Rooms-Katolieke Kerk. Ek sê nie die boeke is deur hulle geskryf nie. Die boeke is geïnspireer. Maar daai kerk het besluit wat kom in en wat kom nie uit nie. En dan vandag nog sê die mense, daai paus en daai Konstantyn keiser is my gesag van die woord. Maar hulle dink nie wat hulle sê nie. Hulle is so vasgeval in die tradisies van mense. En dit is waar ons baie versigtig moet wees, dat ons nie in tradisies en dogma's van kerke moet vasval nie. Ons moet vrydenkend wees. Ons begin nou met die ordening van die wêrelde, hoofstuk 2:2-3. Morel sê, ek dank jou my geestelik baie ontwikkelde vriend en broeder Philippol. Jy het my nou iets onthul, waarvan Salomo in sy hoogste wysheid waarskynlik nooit oor gedroom het nie. Dit is egter so uitsonderlik buitengewoon, dat elke denker dadelik vanaf die begin daaraan sou moes twyfel, omdat in ons uiterlike mense verstand geen vonkie van so geringe vermoede daarvan aanwesig was nie. Maar tog kan ek nou nie in die minste meer daaraan twyfel nie, want as dit nie gebaseer sou wees op jou nugtere eie ervaring nie, sou jy my dit ook onmoontlik kon vertel het, omdat 'n mens so iets, solank as wat die aarde mense dra, nooit kon bedink het nie. Jy sou dit ook nooit kon bedink het, as jy nie deur hierdie enorme ervaring gekom het nie. Want geen mens suig so iets uit sy duim nie. Dit is 'n hoogs wonderbaarlike openbaring van bo, en ek neem dit as sigbaar waar aan, asof ek dit self beleef het. Maar vertel my eers nog iets oor die sterrewêrelde, want ek kan my nog steeds nie voorstel dat die nuttige ligpuntjies wêrelde kan wees nie. Philippol sê vir hom, ja beste vriend, dit sal ietwat moeilik gaan, omdat jy nog geen begrip het van ons eie aardse wêreld, en daar geen regte voorstelling van het hoe sy heeltemal lyk nie, en hoe sy, vergeleke met die ander wêrelde, fisies gesteld is. Ek moet jou dus vertel hoe hierdie aarde lyk, en hoe sy haar reël en beweeg, en dan sal jy vir jou daarna makliker 'n korrekte begrip van die ander wêrelde kan vorm. Onthou, hierdie gedeelte kom 2000 jaar gelede is hierdie woorde uitgespreek. Toe was daar nog nie skole waarin jy atlasse kon gaan bestudeer soos vandag nie. Die aarde was nie as 'n bol voorgestel wat wentel om haar eie as en wentel om die son saam met ander planete nie. Daai kennis was miskien hier en daar vir die ingewyde Egiptenare was dit bekend, maar nie vir die gewone mense nie. Die meeste mense het maar net hulle eie gebied geken, hulle het nooit daar uitgegaan nie, en hulle het geglo die aarde was plat. Hierdie man het daarom heel wat gereis, en hy het ander dele van die wêreld gesien, maar die aard van die aarde
Die wese van die aardbol het hy nie geken nie. Toe beskryf Philippold as die beste professor in aardrykskunde vir moreel die hele aarde, die gebruike en ook die verskynsels en ervarings wat moreel met sy verre reise meegemaak het as bewyse. Hy toon aan hom ook die oorsake wat maak dat dag en nag mekaar altyd reëlmatig op aarde moet afwissel. En daarnaas gee hom ook 'n uitleg oor die maan, haar aard, afstand en doel, en ook oor die ander planete wat aan hierdie son behoort. Eers toe hy die konkrete en verstaanbare uitleg beëindig het, gaan hy oor na die vaste sterre en sê: Jy het nou die wese van ons aarde, die maan, die son en ander omsirkelende planete so volledig as wat in so korte tydsbestek maar moontlik was, geleer ken, en jy kan oor die lig onmoontlik meer enige twyfel hê nie. En nou kan ek jou sê, dat al die grotere en ook kleinste ligpunte aan die hemel niks anderste is as suiwer, ontsettende groot sonnewêrelde nie, waarvan daar sommiges nog haas ongelooflik baie groter is as ons son, waarvan die grootte jou byna sal laat duisel. Dit is vir ons egter so, dat dit vir ons so klein lyk, is as gevolg van die reusagtige afstand van hier af. As jy jou die groot afstand van ons son tot die aarde nog 4 maal 100.000 maal groter kan voorstel, dan het jy die moontlike afstand tot by ons son se naaste vaste ster. En daaruit kan jy ook baie maklik aflei waarom dit vir ons fisiese oë so klein lyk, omdat ons son, wat tog groot genoeg is om 1000 maal 1000, dis 1 miljoen van ons aardes te bevat, vir ons nouliks so groot lyk as die palm van ons hand, omdat hy so ver is. Ander vaste sterre wat ons nog wel kan sien, is so onuitspreeklik ver van ons verwyder, dat ons vir die aanduiding van die afstand geen getal meer het nie. As jy dit nou goed verstaan het, sal jy beslis maklik kan verstaan waarom die klein ligpuntjies eintlik baie reusagtige groot wêrelde kan wees. Ook al lyk dit vir die fisiese oog nooit soos wat hulle in werklikheid is nie. Het jy dit alles wel goed verstaan? Nou ja, ons kan hier 'n bietjie gesels, nie baie lank daarby stil bly nie. Maar op ander plekke in die nuwe openbaring gee Vader vir ons baie meer duidelikheid hieroor, en dat ons in 'n heelal sweer is. Dink jy maar self aan 'n afgeslote molekule, waarin protone, neutrone en elektrone rondom sekere bane wentel. Elke substans op aarde lyk anders, maar dit is in die kleine 'n refleksie van die grootte. En so draai al hierdie sonne om mekaar. Ons het 5 sonne in ons heelal sweer, waarvan ons son, wat ons elke dag sien, die heel laagste is. Ons noem hom 'n 5de vlakson. Rondom hom is sy planete. En dan is daar nog miljoene, triljoene van hierdie sonne, soortgelyk aan ons son, met sy planete, wat ook in dieselfde baan om 'n volgende son draai. Nou, daardie ander sonnestelsels, hy sê 4 maal 100.000 maal groter as die afstand tot by ons son. Nou ja, die syfers raak te groot, jy kan dit nie eintlik begryp as jy daarvan praat nie. Dit is hoekom in ons tyd het ons 'n afmeting, 'n maateenheid ontwikkel, wat ons noem 'n ligjaar. Want die afstande is te groot wanneer ons met hierdie planete, sonne en sterre en maane en goed begin deel. Nou 'n ligjaar is die afstand wat lig in 'n jaar trek. Nou ja, dit is verskriklik vinnig, want as ons 'n lig aansit, is dit onmiddellik. Maar om jou 'n idee te gee, die son is ongeveer 100.000 kilometer van ons af. Nee, is dit nou 'n miljoen kilometer of bietjie minder. En die son, as hy oor die
rand kom in die oggend wanneer hy opkom, dan het hy 8 minute gevat om jou oog te bereik. So hy is alreeds daar, 8 minute later sien jy hom eers. Dit is die afstand van lig van die son tot by ons is 8 minute. Nou dink daaraan, as hy 'n uur lang skyn, hoe ver gaan hy verby die aarde? Hy gaan sommer verby 10 maal aarde afstand na die son toe. Dink wat gaan die lig, hoe ver gaan lig in 24 uur teen hierdie spoed? En dan kan jy vir jouself begin indink hoe ver lig in 'n jaar kan trek. En dis 1 ligjaar. So dis 'n ontsaglike ver afstand. En dan praat ons hier van duisende, miljoene ligjare wanneer ons begin terme gee hier. Nou al hierdie sonne van ons soort, die 5de vlak, wat wentel om 'n 4de vlak son, is almal se gewig, al die planete se gewig en die krag wat hulle op mekaar uitvoer. Onthou as 'n ding in die rondte draai, dan wil goed mos afvlieg. Ons noem dit middelpuntvlietende krag. Nou daarom het die aarde 'n aantrekkingskrag. As dit nie so was nie, het ons almal van die aarde afgevlieg. En so het die son ook 'n aantrekkingskrag sodat al sy planete by hom bly. En so het al hierdie miljoene sonne dit ook. En hulle draai nou om 1 4de vlak son, wat swaar genoeg moet wees dat hierdie klomp goed hom nie uit sy baan uit kan pluk nie. Nou moet jy begin dink hoe groot is daai middelson om al hierdie miljoene, hierdie volgende vlak son, ek dink hulle noem dit 'n middelson, om nie uit sy baan uit gepluk te word nie. Nou is daar van daai 4de vlak son weer biljoene van hulle met hulle sonnewêrelde en so draai hulle weer om 'n 3de vlak son. En so gaan dit tot by die heel hoogste ene, die eerste hoogste vlak, die hoofmiddelson, waar al hierdie goed vanaf bo tot by die 5de vlak by ons draai almal om hierdie son. Nou hierdie son, sover ek onthou wat ek in die boeke gekry het, is sy deursnee is 'n triljoen maal triljoen ligjare. Ek dink nie ons besef, ons kan nie, ons is mense, ons kan nie daai afstand besef nie. Maar dit is ontsaglik groot en dit is 'n swaar, soliede planeet waarop engele werk. En wat doen hulle op daai planeet of op daai son? Hulle maak wêrelde. Hulle maak planete, hulle maak sonne, want die skepping gaan nog heeltyd voort, dit het nooit opgehou nie. En al hierdie dinge wat ons nou van praat, is in een heelal sweer, afgesluit soos 'n molekule. En daar is ontelbare biljoene van hierdie heelal swere, wat ons nooit eers kan sien nie. En dit vorm alles maar net die materiële hemele. Dit is nog nie die boonste hemele nie, dis hoogstens die middel en die onderste hemele. Want dit is alles bestaande uit materie, wat geskep is, of hervorm is, deur Vader toe die gevalle engele van hom wegbeweeg het. Hulle harte het verhard, toe verhard hy al hulle skepings. Toe word dit materieel, en allerhande verskillende goed, van gas, vloeistof, tot vaste stof. Opgesluit in die mineralenryke, planteryke en diereryke. En dan ons as menseryk, wat eintlik ook die hoogste vorm van 'n diereryk is nou, in ons soogdierliggame. Want ons was nie aanvanklik geskep as soogdiere nie. Adam en Eva was verheerlik geskape wesens, en hulle het hulle verheerliking verloor deur sonde in die paradys. Nou is ons nog in hierdie vlak. So, om net vir jou 'n idee te gee, hierdie is iets so groots,
Maar is dit belangrik dat ons verstaan wie ons Vader is, wie nou een is in Yeshua, en dat hy bestuur al hierdie heelalle, elke son, elke engel op elke plek, is hy mee in konstante verbinding. Hy is in verbinding oor al hierdie onsaglike groot hemelliggame, se plante, diere en mineralery, want sy gees deurstraal alles. En nou kan jy begin kry van hoe groot hy is, net in hierdie gevalle wêreld. Ons weet nog niks van die ander ongevalle wêrelde nie, want ons mag nou nie daar kom nie. Eers wanneer ons toets op aarde geslaag het, sal ons kan kom in daardie vlakke. Om vir jou 'n idee te gee hoe klein hierdie hele opset is wat ek nou so groot beskryf het. Al hierdie heelal swere saam vorm 'n mens, met 'n mense vorm, van 'n gebore man wie se kop op sy oor hang, sy hare op die grond, en hy's op sy knieë. En dit is die gevalle Lucifer. Hierdie hele groot, oneindige gevalle skepping. En Yeshua se werk en ons werk is om hierdie gevalle skepping weer op te rig. En dit is hoekom Yeshua na hierdie planeet toe gekom het, want hy het dit uitgekies, en hy het die lig kom aansteek op Golgotha, toe hy opgestaan het uit die dood uit. En so steek hy nou die lig aan in elkeen van ons harte, en uiteindelik op al hierdie planete en sonne wat ek nou van gepraat het, is triljoene, miljoene, desiljoene mense, wesens, semi-geestelik, semi-vleeslik. Ook in hulle harte moet die lig opgewek word. En wanneer uiteindelik hierdie hele gevalle Lucifer opstaan in die lig van Yeshua, en die hele skepping verander word in gegeestes substans, wat so lank gaan duur dat ons nie 'n syfer het vir die tyd nie, maar ons gaan betrokke wees as ons op hierdie aarde ons toets deurkom, met die herstel van hierdie hele heelal. Dan vat Vader daardie herstelde hele ryk, en hy sit hom in die punt van een van sy onderste beenhare. So klein is dit vergelyke met die Vader self, wat ook in 'n menslike vorm nou gemanifesteer het vir ons. Ons dink dis groot, maar vergeleke met wie hy is dit eintlik niks. So, dis nie iets wat 'n mens heeltyd die volle impak kan begryp nie, maar ons kan maar net sê, Yeshua, ons is niks. Dankie dat U met ons belang het. Dankie dat ons hierdie kennis van U af kan kry. Hoofstuk 224 het ek ook goed gedink, want hierdie ou se bedankingswoorde is 'n loflied aan Yeshua. Morel sê, hoofstuk 224, vriend, ek is nou ingelig, en wat ek gevra het, wat maar ook onduidelik was, is vir my nou heeltemal duidelik. Maar ek sien nou ook in dat 'n mens sonder die besondere hulp van Elohim God in der ewigheid niks daaroor te wete sal kom nie. Wie kan so helder kyk hê op die oneindige groot huishouding van Elohim, as net 'n gees uit die hemele? Alleen die gees van Elohim kan sulke dinge oorsien, en dit dan aan ons mense, wat in elk geval van die goeies moet wees, openbaar. Maar as die mense met hulle verstand iets te wete sou wou kom sonder 'n openbaring van bo, sou hulle beslis van ewigheid tot ewigheid alleen maar dom en dwaase onsin te wete kom. Maar Jahwe Elohim en ons aller Vader sorg vir sy kinders en gee hulle al die goeie uit die hemele as hulle daarna dors. O, aan hom sy daarom nou alle lof en my liefde, hom die enige ware goeie en heilige groot weldoener van die mense.
Hoe verhewe en groot is die stralende gedagte, wat soos 'n son uit die donker van die nag in my hart opgaan. Ons mense op hierdie aarde is louter broeders en susters en die heilige goeie Vader lei ons deur sy almagtige wyse beskutting na 'n baie verhewe heilige doel. O broeder Philippot, wat ek nooit kan vergeld in verdienste nie, het jy by my verwerf. Hoe moet ek jou dit beloon? Vriend, as ek vanaf nou gereken nog soveel jare sou lewe soos Methusalem en alle tempels en katakombes van die aarde se menslike wysheid my ter dienste sou staan, sou ek uiteindelik van alle waarhede wat jy my nou net geopenbaar het, nouweliks soveel weet as wat ek daarvan geweet het, toe jy begin het om die wonderlike dinge aan my te onthul. Dit het nou net 'n klein uurtjie geverg, en ek staan nou so deur en deur verlig, daarby soos Moses op Sinaï, toe die vlamme van Elohim se lig hom hoog bo sy hoof omsluit het, en hy letterlik met liggaam en siel deur en deur met goddelike wysheid deurdrenk is. O, hoe goed voel ek my nou in die gewyde ware lig van Elohim. Ja, maar hoe moet ek hom dan loof en prys, wat jou eerstens so geweldig opgewek het, en dat jy nou ook in staat was om my so magtig en buitengewoon op te gewek het? Is dit vir 'n menslike tong wel moontlik, om woorde uit te spreek, wat hom waardig sou wees? Nee, nooit nie. Elke tong van 'n sterveling moet versteen, waar die lewende woord in die magtige vlamme van die nuwe ontwaakte liefde tot Elohim, die heilige Vader, begin om op te laai. O, hoe oneindig groot en verhewe staan u gewyde meester, nou voor ons. Wie kan u bevat? Wie verstaan u heeltemal? Nie ons mense nie, en die ewigheid ook nie. Soos heeltemal 'n gesindheidsverandering van hierdie man, wat eintlik vir Yeshua wou vervolg en gevange neem. Dit was die opdrag van die tempel, en nou deur waarheid en wysheid het hy tot die liefde gekom, want hy voel nou die liefde brand, wat ook 'n manier is om tot die liefde te kom, waar as ons dit vergelyk met Jara, die dogtertjie, sy het net spontaan ontbrand in haar hart van liefde, sonder al die kennis, maar tog het Yeshua vir haar die kennis gegee. Nou hierdie man is so ongelooflik bly. Hoe oneindig groot en verhewe staan u gewyde meester nou voor ons. Wie kan u bevat? Wie verstaan u heeltemal? Nie ons mense nie, en die ewigheid ook nie. En ek sê dit is ook vir ons, hoe ons hom moet beskou. Hy is nie jou maatjie nie. Alhoewel hy sê, as julle my wil doen, noem ek julle my vriende. Maar is 'n vriend vir wie jy die grootste respek en eer moet hê. Omdat u gewyde meester die dinge weet, wat alleen maar die een kan wees wat dit geskape het, sê ek, ook alles u mees gewyde Vader, vir ons ook in die vlees verborge, tog herken my hart u. U is presies die een wat deur Moses op Sinaï, u uitverkore volk die gewyde lewenswette gegee het, en dit deur die gestuurde en die heilige profete altyd tot die volk gespreek het. U is deur u self beloof, en vervul nou die groot godswoord van die ewige Vader liefde, aan u nou nog swak en onmondige kinders. O, laat ons spoedig, manlik en sterk word, dan sal uit ons hart en uit ons onsterflike mond u lof betuig word op 'n wyse soos al die hemele u, o gewyde Vader, nog nooit geloof het nie. O aarde, ook al is jy as wêreld klein vergeleke met die groot wêrelde daarbo, wat in die onmeetlike skepingsruimte hulle eindelose groot en ruim bane beskryf. Hoe groot is jy nou vergeleke met hulle daarbo, omdat jy alleen net vir hom dra, wie hulle nie kan bevat nie.
En dit is hoekom ons aarde, wat 'n sinnelose ou ligpuntjie in hierdie massa wêrelde see is, so belangrik is, omdat hy vlees geword het op ons aarde. En hierdie kennis gaan deur al die sterrewêrelde en word gebring deur die groot hoë geeste aan almal wat op hierdie wêrelde woning het. En hulle weet presies wat aangaan. En nou wil ek julle nog iets sê. Dit was 2000 jaar gelede, is daai kennis aan al hierdie wêrelde gegee. Want al hierdie wêrelde is nog binne die beperking van tyd. Maar ook het deur die hele heelal, na al hierdie sterrewêrelde, die oprigting van die Gilgalwiel ook bekend geword. Dit is 'n ontsaglike groot eindtyd oprigting van 'n geestesentiteit, 'n geestesmeganisme wat van daai boom waar ons gaan staan in 'n groot orkaan of warrelwind, soos die skrif sê, gaan hy op en hy eindig nooit nie. Hy deurtrek die hele heelal. Want Vader het dit so gewil dat hierdie inligting en hierdie gebeurtenisse wat nou hier gaan plaasvind op aarde, na die verste sterrewêrelde toe uitgedra word. Want dit is vir hulle van lewensbelang vir die toekoms. Wanneer hy sy nuwe Jerusalemstad hier op aarde gaan kom oprig. Maar nou alreeds gaan hierdie kennis uit na alle wesens wat daar bly. Dit gaan uit na alle sterre hoë geeste. Inteendeel, hulle draai saam met ons. Hulle is die wat die woord verder uitdra in die gees. Ons is die onderkant van hierdie hele warrelwind. Ons is die wiel wat moet draai. En alle geestelike geredde wesens voor ons, alle engele en Yeshua, die middelaar van die nuwe verbond, draai saam met ons. En dit hou nie op wanneer ons daar die seuns uitspreek, wat ook na al hierdie wêrelde toe uitgaan nie. Maar wanneer ons dagtaak in liefde deurbring en doen, dan word hierdie boodskap sterker en sterker gedra. Ek weet nie of julle weet hoeveel vervloekinge gaan uit elke dag op hierdie aarde nie. Die Jode spreek vervloekinge uit. Die moslems spreek vervloekinge uit van hulle moskees, daai geraas wat hulle daar doen. Dis vervloekinge op jou en my besighede. Weet julle dat die seën wat ons uitspreek en die gebed wat ons bid, al daai bose vervloekings neutraliseer. Ek wil nie eens praat van die vervloekings wat die toordokters en hierdie swartes doen nie, want dit is vir my op so 'n lae aard. Maar as mense nie verseël is deur die gees nie, dan kan dit hulle baie skade doen. Al daai goed word geneutraliseer elke dag. En hulle planne word elke dag in die wiele gery. Dan sê jy, maar wat, waar as jy sit hier op die van Kameelderf op die plaas? Hoe kan jy sê? Ja, maar die engele en ons vervolmaakte voorvaders wat in die gees werk, stop hulle werke. Want ons het dit gevra. Hulle kan net reageer as ons vra. Hulle mag nie met die mens se vrye wil inmeng nie, behalwe as ons as mense vra, Vader, beperk die boosheid van Netanyahu, beperk die boosheid van die Amerikaanse regering en Trump, beperk die boosheid van hierdie swartes in ons land wat Uhuru wil hê en die nag van die lang messe. Beperk dit, sodat ons mense nie sterf nie. Dan word daar die gebede gehoor en ontsettend duisende ander gebede, goed wat ons nie eers sien nie, wat in vervulling gaan. Hulle kan nie verby
daardie geestelike krag en mag kom, wat van hier af ontstaan nie, en by elke huis is, van elke mens wie se klip op daai wiel is. Ek moet dit noem, want baie mense dink ons is besig met nonsens. Ek wil jou net sê, jy is besig met die grootste beweging, wat nog aan die eindtyd opgerig is. Hulle kan hulle nuwe tempel maar bou, hulle kan al hulle dinge doen. Die Rooms-Katholieke Kerk en die paus met al sy aliens en demoniese wesens kan maak wat hulle wil. Ons krag, wat ons saam met Yeshua het, hou hulle in beheer. Want net hulle kan dit doen, nie ons. Ons vra net, wees geseën in die aarde deur my bloed gekoop, en al die dinge. En as jy nie die seëning wil opneem nie, wat kry jy? Kry jy die vervloeking. Nou wie se skuld is dat jy vervloek is? Jou eie skuld. Want jy die leeu van Juda wat langs jou ons wandel, het jy verwerp. En die wiel wat draai, sal draai totdat die wederkoms plaasvind. O al julle broeders, wat aarsel julle nog om julle self te verhef en hom bo alles te prys, terwyl julle nou tog net so goed soos ek moet weet wat julle aan hom het, en dit is aan Yeshua. En as julle dit dalk nog nie heeltemal weet nie, dan sê ek aan julle almal, hier is hy, die Meester, die ewige Vader. Hemel en aarde is vol van sy groot en ewige glansrykheid. Loof hom saam met my, help daarmee saam, julle wat reeds groot geword het, in sy groot barmhartigheid en erbarming. Hoe sê ek Yeshua vir Morel? Dit is voldoende, dit voldoen volledig, my beste vriend, Morel. Ek ken jou reeds lank en weet goed wat daar in jou verborge lê. Omdat jy soveel in 'n kort tydjie verstaan het, sal jy nog baie meer verstaan. Maar kom nou na my en drink die suiwerste wyn uit die beker waaruit ek gedrink het. Nou wat sê hy vir hierdie man? Hy sê, kom, kry van my liefde uit my beker wat ek gedrink het, gee ek nou in jou hart. Daarna sal jy nog baie ander dinge duidelik gemaak word, as wat vriend Philipold jou tot nou toe vertel het. Kom dan daarom na my toe. So lees die fisiese dat hy nou wyn gaan drink uit die beker wat Yeshua vir hom gegee het, maar dat Yeshua in sy hart nog baie meer liefde uitstort, omdat hy nou so 'n geweldige verandering en omwenteling in sy gemoed gehad het. En dit is wat Yeshua doen. Sodra jy hom nader aan hom kom en hom leer ken, stort hy sy helder wyn van liefde in jou hart uit. Nou sê Morel, o die roep van die roeper, stem van die stemme, woord van die woorde, vir die eerste maal deur my domheid erken en verstaan het. Wie kan u weerstaan, as hy u in sy hart herken het? O, hoe verhewe, heilig, groot en lieflik, en hoe byna huislik bekend, klink u deur die heilige Vadermond, wat so lank van u hart verdryf was. U swakke kind tegemoet, hoeveel maal 1000 en nogmaals 1000 salighede, stroom my tegemoet, deur een sug uit die mond van die een, wat eers die woord geword het, in die eindelose ruimte na buite dondering, waarop dit begin om te ontwaak, en om te beweeg in aller eindelose ruimtes, wat geen ewigheid kan meet en ooit sal meet. Laat alles in my nou sidder en beef, wat my ooit sy kragte leen, vir 'n sondige handeling. Maar jy nietgebore hart, verheug jou en jubel luid, want sien, jou Skepper, jou Elohim en Vader het jou geroep. Volg daarom die roep van hierdie stem, wat die lewe in jou vesels laat asemhaal. O Vader stem, hoe welluidend klink jy in die oor van die kinderlike liefde in die hart, vanuit die kind wat uit die doodslaap ontwaak het. Hoe kan iemand ooit sê dat so 'n getuienis nie verheffend is nie?
Net om te sien hoe hierdie man nou vir Vader loof en prys. Deur dit te lees, wil ek dieselfde doen in my hart. Dit is wat hierdie woorde so kosbaar maak. En wat dit so verheffend maak. En wat ons harte vul met liefde, want hoe meer ons hom leer ken, hoe liewer word ons vir hom, net soos hierdie man. Hoe meer ons sy groothede kan sien, besef ons watter genade ons het, dat hy ons klein nietige, soos hy sê in die skrif, wurmpie Jakob liefhet, en in ons wil kom woon, en ons gekies het aan die eindtyd, om die grootste, ek noem het maar 'n meganisme, op te rig, 'n geestelike warrelwind, soos wat Esegiel van praat, wat oor die hele aarde gaan, en alles bereik, wat bereik moet word. Baie dankie, ons gaan môre verder.